Goeiemôre graad 8, vandag is Dinsdag 23 Junie. Ek hoop almal van julle het 'n baie lekker naweek gehad. Baie dankie aan almal van julle wat vandag jou derde opdrag, naamlik die werkkaart oor kunselemente en kunsbeginsels ingehandig het, of nog vandag gaan kom ingee. Ek herhaal net wat ek vir julle voorheen ook gesê het. Onthou jou opdragte tel vir jou vorderingsverslag aan die einde van die kwartaal. Onthou jou naam en van en jou klas op jou opdrag. En dan sit jy hom vir my in 'n A4 omslag of in 'n sakkie of in 'n koevert. Jy kan hom ook net vasstapel aan mekaar en vir my kom ingee, maar asseblief graad 8 naam en van onthou. Goed, vandag gaan ons begin met ons tweede gedig, wat jy asseblief weer vir my moet neerskryf. Ek gaan dan weer die gedig met jou behandel, net soos wat ons verlede Vrydag gedoen het. Goed, jy kry weer vir jou 'n nuwe A4 papier. Skryf my die onderstaande datum en opskrif bo aan jou A4 bladsy. Die datum is 23 Junie 2020. Opskrif, drama, gedig. Lyntjie net onder dit, opdrag, onderstreep. Volgende lyntjie kom gedig nommer 2. Gedig se naam is Taalles deur Lukas Malan. Nou hier is Griekse woorde in hierdie gedig. En onthou soos wat ek vir julle voorheen gesê het, 'n gedig is soos 'n skildery. Mens kan hom nie regtig vir jou verduidelik nie. Dit is maar die digter se kuns wat hy vir ons hier neerskryf. Goed, ek gaan hom nou vir jou lees, soos wat jy hom vir my moet gaan voordra. Onthou, ons het gesê, jou woorde moet duidelik wees. Jy moet oogkontak hê met die gehoor en jy moet jou stem projekteer, dat die kinders agter in die klas elke woord kan hoor. Goed, jy gaan vir my begin. Taalles deur Lukas Malan. Dionysos het sy krullebol oor baie eeue vir jou aangegee. En Hera self het 10-1 jou strak klassieke neus bewerk. Jy sit aandagtig met 'n boek om my Germaanse taal te leer. Jy sukkel met die gutturale G, maar weet al hoe die tyd vervoeg. En wanneer jy 'n idioom herken, sien jou oë blink galjoene speel, waar vissers nou nog onverpoos Poseidon se genade soek. Goed, ek gaan net weer 'n bietjie terug. Daai eerste moeilike woord was Dionysos. Toe was dit Hera. En dan daardie gutturale G. Die laaste moeilike ene was Poseidon. So jy kan maar teruggaan in die video weer luister, sodat jy mooi kan hoor hoe spreek mens die woorde uit. Goed, nou gaan jy vir my hierdie gedig baie netjies oorskryf, want jy gaan dit later moet leer. Jy mag 'n kleurpen gebruik om die gedig oor te skryf. Gedig moet weer eens presies soos my voorbeeld oorgeskryf word. Hierdie is dan wat jy vandag moet doen. Jy moet asseblief albei gedigte neerskryf, maar jy gaan slegs een gedig kies om te kom aanbied in die klas. En dit gaan jou dramapunt wees vir die derde kwartaal. Baie dankie graad 8. Voordat ek nou afsluit, wil ek net vir jou sê, wanneer jy jou gedig kom voordra, mag jy dit vir jou op kaartjies neerskryf, soos wat jy met 'n redenaarspraatjie sou doen. Jy gaan nie jou boek by jou mag hê nie. So jy kan sommer nou al by voorbaat vir jou kaartjies maak, voordat jy die gedig leer. Goed, baie dankie graad 8. Ek hoop julle het 'n baie lekker dag. Ons praat weer.